Halleluja. Prys die Here. Heer, as ek u wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy ooit in jou lewe besef, dat hy jou graag wil ophef? Kan jy die mooi in die lewe raak sien? Of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee. Gee jy maar net die volgende tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, juk is saam. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Goeienaand, Suster Johanna. Die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy regtig sonder God verder gaan? Of wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag Naam Ruben. verstaan. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Naam, welkom elkeen. Halleluja. kom vra, Om elke dag my laste te dra. Kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely. Hoekom dan nog langer wag? Die Heilige Gees kom praat met jou saak. my vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil u beskerming vra. Sal u elke vriend van my broer. dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Amen. Halleluja, Suster Adel, welkom. Geniet dit saam met ons. Halleluja. Here my baar en bede, en hierdie dag wil ek in geloof tot die nader sal en my genadig wees. En my beskerm met die Heilige Gees. Here, in elke tree wat ek vandag sal gee, rig in my voete sodat ek kan deel daarmee. Here plaas 'n wag voor my mond, Laat my woorde nie ander mense sal verwond. ek wil elke tree in die teenwoordigheid gee. Sal U my lei om ander rigting te gee op hul
Genesing bring vir hulle wat in geloof daarop wag. Gee dat elke tree wat ek vandag sal gee. U sal verheer op al my wandel en al my weë. Here, want die alleen is waardig om geprys te word. En laat nie toe dat die boerse U kinders in kort in die kosbare naam van Jesus. Halleluja. Amen. Yes, amen. Halleluja. Hey Lucas, Hey. Hello, guys. Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwyn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vas met geloof, wat glo, Yes, amen. Halleluja. alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u Gees. Alles is moontlik Ja, in die Heer. Wanneer storms hul stemme hef, en ek voel klein met al die stres, dan fluister hy my kind, ek's naby jou, en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vas, deur smart en pyn, u bly my lied, en u oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna, sy lof beklem, halleluja, soor my lippe weer, hy dra ons deur elke keer. Alles is moontlik deur die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Nie deur krag of geweld, deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Alles halleluja. is moontlik Lukas 1:37 in die sê, Heer. alles is moontlik by die Here. Amen. Alles, prys sy naam. Alles is Alles is moontlik. Halleluja.
omdat hy my lief het. Yes, hy het my lief, halleluja, dankie Here. Hy omring my met vrede. Oh, yes Lord. Hy het my lief sonder rede. Hy het julle lief, halleluja, sonder 'n rede. Die Here dra my deur donker tye. Yes, amen. Ek het U lief, U ken my naam. U liefde hou my staande, Oh, U lei halleluja. my pad. U genade bly oorvloeien, wanneer ek struikel, hou U my vas. God is my krag, my vaste rots, my hoop, my Heer, my alles, my God. Halleluja. Elke minuut van elke dag, Tot aan die einde, U vee my trane af, Halleluja. teenwoordigheid gee vrede. U is die rede dat ek leef en lag, sonder rede, sonder wag. Die lig breek deur my donker nag, U fluister vrede in my hart. Wanneer golwe oor my spoel, is U die stilte wat deur my vloei. Halleluja. U hand hou my vas, ek sal nie val, U is getrou deur dit alles. U liefde hou my staande, U lig lei my pad, U genade bly oorvloedig, wanneer ek struikel, hou U my vas. U is my krag, my vaste rots, my hoop, my Heer, my alles, my God. Halleluja. Gryp hom aan, broer Ben. Gryp hom aan vanaand, halleluja. Want by hom is alles moontlik, halleluja. Prys die Here. Prys die Vir Here. elke gesin. Halleluja. Sê ons bid vir elke gesin wat deur moeilike waters en moeilike dinge gaan, bid ons vanaand in die naam van Jesus. Mag die Here met elkeen wees wat deur diepe waters gaan, sê Jolandi. deur waters gaan, Here. Jammer, ek stop hierdie lied. Maar ons bid dat die Here julle sal styf teen sy boesem sal vasdruk. 'n God van naby af sal wees. En elkeen, Here. En elkeen van julle sal deurdra, jou swakke hand en sy sterke hand sal plaas en julle net sal optel en oprig en staande hou sodat julle nie sal val nie. Halleluja. Hy is ons God. Halleluja. Amen. Behind me are over 20,000 Amen. amazing solar panels. Ja, prys die Here, ons loof sy naam. Prys die Here. Soms volg ons tog ons eie pad. Yes, amen. Eie ek is sterker as die wil van God. Maar ons loop ons vas teen die draai van ons lewenspad. Soek na geluk wat ons nie vind. Hy is ons God en niks kan dit verander.
Behind me. Herfst is hier, maar winter kom. Die aarde draai en ek sê vir om, o Jesus, Halleluja. beweeg in my. Die seisoene op my lewenspad maak my gereed om die hand te vat. O Jesus, beweeg in my. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my, net soos U dit wil doen. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn, so ek vra, beweeg in my. Ek is nie alleen as die koue kom, want U het gesê, U is hier by ons, so Jesus, beweeg in my. Die donker dag sal ek wortels skiet. Die vaste grond wat net U kan bied. O Jesus, beweeg in my. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my. Prys die Here, broer. Jesus, beweeg in my, Prys die Here. net soos U dit wil doen. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my. Halleluja. Ek wil my lig laat skyn, Yes, so ek vra, beweeg in my, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my, net soos U dit wil doen. Beweeg in my, Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn, so ek vra, beweeg in my. Beweeg in my, beweeg in my. Oh, so ek vra, beweeg in my. prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting,
kinders gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Halleluja. Oh, halleluja. En die alles skepping sing nou saam. En alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Wag ons op hom, halleluja. Ons wil elkeen welkom heet op Facebook, WhatsApp luisteraars. Welkom, welkom, welkom. En ons is nou op YouTube kanaal ook. Ja, ek het ook nou 'n YouTube kanaal. As mense op YouTube wil gaan kyk, daar is nog nie veel wat aangaan nie, maar ons begin. Ons is op koers. Ons is op koers. Prys die Here, halleluja. Nou, ek het 'n lied gehoor. En ek wil hierdie lied vanaand speel. En ek wil die Here werklik vra vanaand om vir ons skrif te gee wat by dit sal pas. En dis vir my baie, baie, baie belangrik dat ons na hierdie woorde sal luister. Prys die Here. My vrou wil eers iets sê. Ek wil net graag iets vir Ben sê, wat hy sê, op die oomblik stry hy die stryd alleen. Ons voel partykeer ons stry hierdie stryd alleen. Amen. Maar in die week het Marina vir my so 'n mooi boodskap gestuur van 'n sekere soort dier wat nie bang is vir die storm nie. Hy draai, as hy voel die storm kom, dan draai hy om na die storm toe en hy loop na die storm toe en hy gaan die storm tegemoet. Amen. En dit is wat ons moet doen. Ons moet omdraai en ons moet na die storm toe loop en ons moet deur daai storm gaan, want ons weet die Here wag vir ons aan die ander kant van daardie storm. Prys die Here. Amen. Amen. My woorde dra gewig, meer as wat ek sien. 'n Saad wat val op grond, groei in môre se dag in. Here leer my om te spreek, soos U wil hê, dat elke woord wat uit my kom, U waarheid weergee. Want elke sin, elke klank dra lewe of dood in sy hand, so reinig my hart. Here laat U Gees my woorde vul met lig, dood en lewe in die mag van
lewe oor my drome, wat hier in my begin. Ek spreek lewe oor my pad, lewe oor my lied. Uw woord is my asem, uw waarheid my ritme. Dood en lewe lê in die mag van my tong, maar ek is lewe in Jesus se naam. Hier waarheid brand, soos 'n vlam in my stem. Ek sal lewe spreek tot in ewigheid. Amen. Amen. Prys die Here. Hoe lê die Here so lied op my hart? En broer Ben, jou hartsgeroep vanaand. Kom ons spreek lewe oor daardie situasies. En oor jou huis. En Kom oor ons spreek lewe oor ons huisgesin, ons kinders, ons besighede en alles wat die Here ons mee toevertrou het. Amen. Here, ons kom vanaand, Here, en ons wil vir U dankie sê vir nog 'n dag, Here. Ons is alweer in die helfte van die week, Here. Ja. Here, die tyd vlieg soos wat U beloof het in die woord, Here. Dis U woord wat gesê het dat U die dae gaan verkort, anders gaan geen vlees dit maak nie, maar U verkort dit vir die uitverkorenes, Here. Dankie, Here, vir U liefde en U genade en U barmhartigheid. Dankie, Here, vir ons samesyn vanaand. Ons bid dat U dit sal seën, elkeen wat ingeskakel is op Facebook, elke WhatsApp luisteraar, Here, seën dit. Seën elkeen. Ag Here, maak ons geestelike ore oop om te hoor wat die Gees van God wil sê vanaand. Ek bid dit in Jesus wonderlike naam, die naam bo elke naam, die naam wat alle mag in die hemel sowel as op die aarde ontvang het, en ons loof U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, prys die Here. Ek gaan na Spreuke 15 toe. Baie mense het ek gedink nou dat hierdie lied gespeel het, gaan ek Spreuke 18:21 gebruik. Maar ons gaan Spreuke toe. Prys die Here. Soos wat die Here op 'n mens se hart lê, kom ons doen dit so en ons glo dat die Here vir ons 'n woord het vanaand. Amen. Glo elkeen dat die Here vir ons se woord het vanaand. Hey broer Reinier, ek dink die hele tyd aan jou en suster Isabel. Ek weet nie Kom hoekom het nie. ons vergeet. Ja, ek glo nie dat ons vergeet nie. Hulle sal ons nie vergeet nie. Prys die Here. Halleluja. Ons is diep gewortel in die Gees. Halleluja. Prys sy naam. Spreuke 15. Nou, ons begin by vers 1. Okay. Ons kyk hoe ver kom ons soos wat die Here ons lei. Halleluja. Soos hierdie lied, goeienaand suster Isabel. Ek sê nou net vir broer Reinier, hoe dink ek aan julle man. Prys die Here. Mis julle so. Ek is so opgewonde vanaand. Die Here het daai lied op my hart gelê, woorde. Ja. Jy weet, woorde kan ons maak of dit kan ons breek. Woorde is vir my baie belangrik. Ek dink 'n mens, soos wat die woord van die Here sê, ons moet 'n wag voor ons mond sit. Ons moet pas op voordat ons spreek, pas op wanneer ons kwaad word en iets wil sê. Weet, ek word baie kere kwaad, maar ek dank die Here dat hy ons gehelp het om, vir my althans gehelp het om op 'n paar sekondes net stil te bly voordat ek iets sê. En dan op 'n ander manier dinge uitbeeld. Weet, baie maal, ek sê dit baie kere sal ek iemand vasvat sonder dat hulle dit agterkom. Ek het altyd in die verlede gesê, ek stuur iemand hel toe en dan kyk hy uit daarna.
dis maar net 'n sê ding, jy weet wat ek sê? Ek probeer net op 'n manier dit by mense vasklem in hulle harte dat weet baie keer kan as iemand jou sleg behandel, kan jy hulle met 'n manier terug net jy kan hulle so vertel dat hulle eintlik goed voel daaroor. Maar eintlik sê jy vir hulle en jy sit hulle op hulle plek. As jy verstaan wat ek bedoel. Nou Spreuke 15 begin so. 'n sagte woord, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Baie kere sal iemand jou vasvat en hulle sal vir jou 'n vraag vra. En Jesus het altyd 'n vraag met 'n vraag beantwoord. Gaan lees jou Bybel. Gaan lees dit. As iemand hom 'n vraag gevra het, het hy hulle terug 'n vraag gevra. Baie belangrik. Ons kan baie leer by wat Jesus gedoen het. In sy wandel en sy week kan ons leer by Jesus. Hy was die gestalte van God in die vlees. En hy het ons kom leer hoe om dinge te doen. En 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Is dit nie mooi nie? 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Hoor mooi, as iemand met jou beklei, as iemand strydlustig is, en jy gooi petrol op daardie vuur, dan kan dit 'n lelike situasie wees. Maar as jy jouself in toom kan hou, en op 'n sagte manier die goed kan hanteer, alhoewel ons as mense in die vlees, man, iemand som om die nek wil gryp en net so 'n bietjie verwrig. Partykeer wil jy iemand net wakker skud. Maar weet jy wat? Die Here wil nie hê ons moet dit doen. Die Here wil hê ons moet dit op 'n sagmoedige manier doen. Die Here sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Ruben, almal wat bemoeid en belas is. Ek sal vir jou rus gee. Hy sê dan leer julle van my want ek is sagmoedig. Is dit nie mooi nie? So as Jesus sagmoedig is, hoekom is ons nie sagmoedig? So is baie belangrik dat die Here daardie woorde gespreek het, sodat ons sagmoedigheid kan bewys. Amen. Ja, prys die Here. Vers 2. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis. Hoor mooi wat sê hy hierso. Iemand spreek wysheid. En die wysheid wat gespreek word, wys vir jou wat se diep gewortelde kennis het so 'n persoon. Is dit nie mooi nie? Die tong van die wyse. 'n Wyse man se woorde getuig van diep gewortelde kennis. En kennis is die vrees vir God. Hoor mooi. Jy kan nie anders nie. As jy kennis het van God, het jy die regte woorde. Die woord van die Here sê, ons moenie bekommerd wees wat ons op 'n tydstip sal sê nie, maar hy sal die woorde in ons mond lê op die regte tyd. Die regte woord op die regte tyd. Die regte woorde op die regte tyd. Amen. Prys die Here. Hy sê, nou hoor mooi. Maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Jy weet sommer wanneer iemand dwaas is. Dink bietjie mooi. Wat uit die mond uitkom, wys vir jou of iemand dwaas is, of 'n sot is, of is dit 'n wyse man met wyse woorde. Ja, partykeer praat hulle, weet hulle nie wat hulle sê nie. Partymal weet 'n mens nie wat hulle sê nie.
Hulle wil net praat. Weet nie waaroor wil hulle praat nie, maar party mense wat baie praat, probeer iets toesmeer. Dit is maar net so. Dit is deel van die lewe. Baie kere praat mense baie, want hulle is bang dat jy hulle regtig leer ken. Ja. Partykeer moet 'n mens net stil bly, net luister. Jou ore is baie belangrik. Luister en jy sal iemand se hart hoor. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis waar. So dis baie belangrik dat ons luister. So dis 'n wyse man wat nie net borrel. Jy weet, so tannetjies met die tee en koekies nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Hulle sê dis koeksuster tannetjies. Ek weet nie. Maar prys die Here. Ons moet hulle ook op die aarde hê. Ons moet hulle verdra met liefde, né? Vers 3 is so belangrik vir my. Op elke plek is die oë van die Here. Het jy gedink, het ek gedink, ons kan wegkruip vir die Here? Het ons gedink dat die Here niks raak sien? Die Here se oë sien alles raak. Hier sê dit, op elke plek is die oë van die Here. So daar's geen plek wat die oë van die Here nie sien. Is dit nie wonderlik? Dis vir my wonderlik, want ek weet die Here se oë is op my. So as die Here se oë op my is, en ek wandel soos 'n kind van hom, sal hy laat dit goed gaan met my. Hy gaan my nie dalk skatte gee, wêreldse skatte en baie geld nie. Maar hy sal vir my kyk, hy sal vir my sorg, hy sal my paaie gelyk maak, hy sal vir my deure oopmaak, en ek kan agtertoe kyk en sê, daar die Here my deurgedra, hoekom sal hy my nie nou weer deurdra? Daar's 'n mylpaal gerig, en ek kan op elke mylpaal kyk, hoe die Here my deurdra, hoe die Here my deurgedra het. Ja, ons gaan nog steeds toetse deur. Elkeen van ons gaan toetse deur. Maar ons moet gelouter word, sodat ons aan die ander kant sterker kan uitkom. Amen. Prys die Here, ek praat nou te veel. Op elke plek is die oë van die Here, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Die Here sien alles raak, of dit goed is of sleg. Sleg mense, goeie mense, hy sien almal raak. En hy sal vergelding bring. Asseblief, dis een ding ons as kinders van die Here wat ons moet leer. Moenie probeer om iets uit jouself uit te probeer regmaak. Los dit vir die Here. Die Here is die een wat die stryd vir jou gaan stry. As iemand sleg praat van jou, as iemand jou in die rug steek en hy gaan na mense toe en praat van jou, los dit. Die Here sal dit een of ander tyd uitsorteer. Mense se oë sal een of ander tyd oopgaan en sien. Maar weet jy, ek het geluister na die verkeerde woorde. Hoor mooi. Moenie bekommerd wees as mense jou sleg sê nie. Moenie bekommerd wees as mense jou beskinder nie. Hulle het dit van Jesus ook gedoen. Hulle het dit met Jesus gedoen. Hulle het van hom gepraat. Hulle het hom sleg behandel. Dink julle regtig mense gaan ons nie sleg behandel? Ek vra net. Ek vra net. Ons moet dit verwag. Jy verwag 'n hond moet blaf. Ek verwag van slegte mense om slegte goed te doen. Maar daar's goeie mense wat goeie dinge doen. Hoor mooi. Kom ons wees daardie wat die oë van die Here op gerig is, wat goeie dinge doen, wat goeie mense is. Niemand is goed nie behalwe God. Maar deur hom wat in ons woon, kom goeie werke tevoorskyn. Amen. Mense sal dit sien. Mense sal dit hoor. Dis vir my baie belangrik dat ons dit besef. Hoor mooi. Sagtheid van die tong
is 'n lewensboom. Wil jy nie 'n lewensboom wees vir iemand anders nie? So kom ons kyk hoe ons met mense praat. Kom ons kyk hoe ons praat, sodat ander mense wat dit hoor, sal weet, jy's 'n lewensboom. Baie mense luister na hoe ons praat en ons reaksie op sekere dinge wat met ons gebeur, en dan kan hulle of jou vertrou om hartsake met jou te kom uitpraat. Hoor mooi, weet julle, as mense jou kan vertrou en by jou kom sit en diep hartsgeheime te kan gesels met jou, dan moet jy weet, somewhere along the line het jy iets reg gedoen. Somewhere along the line moes hulle iets sien, moes hulle iets gehoor het, dat hulle jou kon vertrou het, om te sê, hoorie, ek vertrou jou, en ek wil hê dat jy met my hart hoor vandag, en ek wil hê jy moet my help. Hoor mooi, ek en Jolande, ons praat nie van berading nie, ons praat van luistersessies. Ons luister, want wanneer jy luister, dan hoor jy iemand se hart. Baie mense luister om te antwoord. Nee, ons luister om iemand se hart te hoor. Dan wanneer hulle harte uitgestort het, dan vra jy die Here vir daardie kennis en daardie wysheid om daai persoon te help. Nou, ek wil nie my beel blaas nie, maar in Klerksdorp het 'n man en 'n vrou my en Jolande kom sien, en baie mense het nie baie daarvan gehou nie, maar dis maar hulle probleem. Ander kleurige mense, Ek dink net aan hulle, ja. ander kleurige mense wat probleme in die familie in hulle huwelik gehad het. Ja, En somehow along the line het hulle met my gekommunikeer en gevra of hulle ons kan kom sien. Sê ek, nee, dis reg, maar my vrou gaan by wees. Want as 'n vrou by is, sit ek nie sommer net alleen daar nie. Ek wil my vrou by hê. En ek wil vir julle sê, ons stap tot vandag toe 'n pad saam. Tot vandag toe stap ons 'n pad saam. amen. Tot vandag toe sal daardie mense ons WhatsApp. Tot vandag toe sal mense hulle vra, kom ons bid, en dan bid ons saam. Hulle bel ons. Hulle bel ons. Dis net wonderlik om te kan weet dat die Here jou gebruik. Dis lekker om mense te kan help. Dis lekker om te kan weet mense vertrou jou. Maar ons moet baie, baie versigtig wees dat ons nie daai vertroue verbreek nie. Amen. Ja, dis waar. So dit is baie, baie belangrik dat ons 'n lewensboom sal wees deur die sagtheid van ons woorde. Jessie, dis nou 'n nuwe vertaling daai hoor. 'n Vertaling wat iemand laat verstaan. Dankie Here daarvoor. Ek hoop ek kan dit weer herhaal, want dit was nou awesome. Ja, Om iemand te kan help, om 'n lewensboom vir iemand te wees, is die sagte woorde van jou mond, van jou tong. Is dit nie awesome nie? Dis wonderlik. Dankie Here vir wysheid. Dankie Here vir u Gees. Amen. en dan was soos 'n liedjie van 'n lyn my Here van die boom wat by die waterstrome is. Ja, en die vrugte. Ja, Ja, gee ja. die vrugte op die regte tyd. Amen. Ja. Prys die Here. Amen. Halleluja. Vrugte op die regte tyd. Ons moet altyd vrug dra, want baie mense is honger daar buite. Hulle kry nie vrug by die gemeente nie. Hulle kry nie vrug by hulle pastoor nie, want hulle kan nie hom vertrou nie. Hulle kan nie na hom toe gaan nie. Hulle het nie daai vrymoedigheid om met hulle predikant te praat nie. Ek kan nie vir 'n rukkie vertrou daarna moet jy dan die ware klere. Somtyds net so vir 'n rukkie en dan sien hulle maar ek moes nooit my hart met so 'n persoon gedeel het. Ons moet pas op daarvoor.
onderskeiding van gees, maar ons almal trap in daardie slaggat. Ja. Terwyl ons in die vlees is, maak ons foute. Ja, dis waar. Hoor mooi, ons maak foute, maar dank die Here vir sy genade. Amen. Hoor mooi. Sagtheid van die tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees. Hoor mooi. Jy kan tot met 'n sagte stem in valsheid woorde oordra wat mense mislei. Jo, Here, dis amazing dat die Here die goed vir 'n mens oopmaak. Daar's party mense wat 'n skynbeeld het van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor, sê die woord van die Here. Hulle kan kom met hierdie sagte woorde, hulle kan kom met hierdie mooi woorde, maar is nie opreg nie. Is dit nie hartseer dat baie kere kinders van die Here, Ja. mense wat 'n ou vertrou het. Ons het mense al vertrou, julle het mense al vertrou, en hulle het so mooi voorgekom, so sag voorgekom. Maar joh, 'n Jezebel soos nooit tevore. Pas op dat ons, want ek sê altyd, alles wat vir jou goed lyk is nie altyd van die Here af nie. Ons moet pas op daarvoor, want die duiwel stuur ook mense op ons pad langs, en ons moet wakker slaap, broer en suster, ons moet wakker wees. Werklik wakker slaap. Ek is baie eerlik met julle vandag. Vir my om iemand te vertrou is nie baie maklik. Maar ek het mense wat baie diep in my hart gekrep het, mense wat ons vertrou, mense wat ons lief het. En ek is iemand, ek het baie daaroor gepreek. Jong, as ek so met stil sit, as ek so voel, dan is dit moeilik. Ek het hierdie klein spasie om my, en as ek jou in hierdie klein spasie toelaat, sê ek vandag vir jou, jy het iets gedoen wat my vertroue gewen het. Want baie min mense kom in hierdie klein spasie. Daar was mense wat in hierdie klein spasie naby my was, wat ek moes uitskei. Na 'n tyd moes ek hulle uitskei, want op die ou einde van die dag het die Here vir my gewys. Hierdie mense het ons misbruik. Hierdie mense was nie die mense wat saam met jou sou staan tot die einde toe. Ja, dis waar. Weet julle hoe hartseer is dit? Maar die Here het dit vir my gewys. Somtyds moet hy mense uit jou lewe uit verwyder, sodat jy verder kan beweeg in jou geestelike lewe. Die verder kan stap, ja. Die moeilike ding van alles is, besluit vandag of jy langer met so 'n persoon wil stap of nie. Ja. Ons moet die besluit neem. Ons moet die besluit neem wanneer die Here ons iets wys. Nou moet ek 'n besluit neem. Nie vir hulle nie, maar vir myself. Vir myself, vir my geestelike lewe, moet ek myself oppas. Want die woord van die Here sê so mooi, hy sê pas jou hart op, bewaar jou hart meer as alles. Dis vir my baie belangrik, dat ons dit moet besef, dat ons harte moet beskerm. Want die Here sê ons moet ons harte beskerm. Mense kan ons harte breek. Ja, dis waar. Hulle kan jou gees verbrokkel. Daar lê mense in gutters, deur mense wat nie geweet het hoe om te praat nie, man. Daar's mense wat in die gutters lê, omdat hulle nie sterk genoeg was nie. Nou wys my vrou my alweer rustig. Kan ek gou ietsie sê? Sommiges van ons gaan voor die regte stoel van Christus of voor die wit troon oordeel staan, en ons gaan hoor. Ons was die rede dat party mense geval het. Here, help ons, sodat ons nie moedwillig sondig nie, soos Dawid sê in die psalms. Bewaar my, Here,
Bewaar my teen moedswillige sondes. Here, help my. Help my, Here, hou my nederig, Here, hou my nederig. Jo. Sagtheid van 'n tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees. Die sot verag die tug van sy vader. Kan ek gou ietsie sê? Party mense is so groot sotte, nê. As wanneer die Here hulle pak slaag gee, of die Here hulle tug, dan luister hulle nie eens daaroor nie. Hulle gaan net aan. Hulle is so hardkoppig. Hulle luister nie eens vir die Here nie. Maar hy wat op die teregwysing ag gee word wys. Kan ek gou ietsie sê? As die skoene mens pas, trek hom eerder aan. Moenie iemand haat omdat hulle jou tug nie. Moenie iemand haat omdat hulle jou teregwys nie. Trek eerder die skoen aan en leer daaruit. Daar's wysheid daar. Ek was al vasgevat toe ek jonger, 'n jong wedergebore kind van die Here is. Onthou, jy's wedergebore, dan leer jy om te kruip voordat jy loop, en voordat jy loop, dan hardloop jy. So jy kry mense wat jou moet teregwys, jy kry mense wat jou bietjie tou wys, kry mense, die Here gebruik mense in jou lewe om jou rigting te bepaal. En ek moes teregwysing moes ek vat, en ek het dit geneem. En weet julle wat? Dit het vir my wysheid gebring. Alle eer aan die Here. Prys die Maar as jy Here. die tigtiging van God, as jy die tigtiging kan vat, dan is jy 'n ware kind van God. Dis waar, as jy die tigtiging van die Here kan vat, Ja. is jy 'n ware kind van die Here. Ja, amen. Want hy tigtig die wat hy liefhet. En jy sal nie teen die prikkel skop nie. As ek by die Here kom, luister ek eerder. Ek sal eerder luister. Want ek wil nie in die toorn van die Here val nie. En onthou, kinders van die Here, ek en jy, die Here tigtig ons meer as ander. Dis waar. Hy vat sy kinders vas. Moenie jouself wip nie. Neem dit. Verander. Laat toe dat die Here jou Vader kan wees. Amen. Prys sy naam. Hoor mooi. In die huis van die regverdige is 'n groot skat. In die huis van die regverdiges is 'n groot skat. Hoekom? Hoekom? Die regverdiges koester dit wat reg is. Mense kom weer eens, asseblief moet my nie please don't let me be misunderstood. Ek roem nie myself nie, ek roem in die Here. Weet julle hoeveel maal, hier is mense wat nou hierso kyk, wat weet waarvan ek praat. Hoeveel maal het mense in ons huis ingestap, vreemde mense, dan sê hulle hier's 'n vrede in hierdie huis wat hulle nie kan verstaan nie. Nog elke plek waar ons gebly het, as die mense ingestap het, was daar 'n tipe vrede. Hoekom? Beklei ek aan my vrou? Het ek en my vrou elke dag vir, nee, ons stry ook. We agree to disagree, hoor. My vrou stem nie altyd saam met my goed nie, en ek stem nie altyd saam met my vrou nie, maar ons werk 'n ding uit. Ons werk op uit. Partykeer het ons 'n dag of twee stilstype, ons sorteer mekaar uit en ons meet mekaar op, want ons is man en vrou, ons het ook maar ons dingetjies, né? Ja, is dit nie so nie? Die vrouens raak geïrriteerd met die mans, en die mans raak geïrriteerd met die vrouens, En die vrouens raak meer geïrriteerd. en die vrouens raak meer geïrriteerd. Julle weet mos hoe gaan dit. Maar ons het 'n belofte gemaak, ons sal hulle lief hê tot die dood ons skei. En weet julle wat? Nog steeds is ons lief vir mekaar. Nog steeds dra ons mekaar op die hande. Ja, amen. Nog steeds sal ons vir mekaar veg. Nog steeds sal ons opstaan vir mekaar. Amen. 'n Ware vrou, jy raak nie aan 'n man en haar kinders nie, hoor. Dis Ja, waar. ja, ja.
Dis waar. Ons manne kan nog 'n ding hanteer en dit uitsort op 'n ander manier. Nee, moenie daai vuurhoutjie in die brand steek by 'n vrou nie. Hoe kom met die my man en kinders? En kleinkinders. En kleinkinders, hulle wil nie eens redekabel en redeneer oor seker goed nie. Nee. Hulle stuurwyfies. Prys die Here. In die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Hoor mooi. 'n Goddelose mens wat sonder die Here woon, sonder die Here leef, sy geldsaake en inkomste is altyd verward. Hulle mors dit, hulle het nie 'n rentmeesterskap nie. Ek gaan my eie lewe gebruik. Nou sê mense, ek praat van mense, en ek praat nou van myself. Toe ek in die wêreld was, toe ek die Here nie gedien het ek altyd geld gehad vir drank. Ja? Het altyd geld gehad vir drank. Maar as ek kom by die belangrike goed, moes ek altyd geld leen by die baas. Hoor my hart. Dit is nou die waarheid, dit is iets wat ek met julle deel vandag. En dit is wat ek wil oordra. So mense moet nou nie dink, as dit jy is vandag, wat ook deur sulke dinge doen, trek die skoen aan, leer daai. Want ek het daai uitgeleer. OK? Die Here gee vir jou 'n inkomste. Hy gee vir jou geld. Ons moet rentmeesterskap toon daaroor. Hoor mooi. Rentmeesterskap by die Here is baie belangriker as wat jy ooit in jou lewe sal kan dink of bid. Dink bietjie mooi toe Adam en Eva geskaap is. Die reën het nog nie geval nie, totdat hy iemand gehad het wat bestuur, wat die grond moes bewerk het, wat moes geplant het, en dan toestuur, want hoe kon hy iemand in bestuur plaas, en die reën kom, dan sal die bossies net so hoog groei, en niks groente nie, niks vrugte. Iets om aan te dink. Amen. Dis waar, amen. Gaan lees die woord. Daar het die reën geval nie. Totdat Adam geweet het hoe om die grond te bestuur, hoe om sekere dinge te doen. Amen. Die woord is 'n wonderlike. Hierdie woord het soveel wysheid in. Ek haas my. Weet julle, ons kan seker 'n hele reeks doen oor hierdie Spreuke 15, hè? Elke keer as ek 'n gedeelte lees in die Bybel, dan kom ek agter, maar ons kan hierdie hoofstuk, jy weet ons part 1, part 2, part 3 doen. Amen. As julle dink dit kan werk, WhatsApp ons of sit dit op Facebook. Doen dit, sê net, ja, ek kan nie wag vir Spreuke 15 tweede hoofstuk nie, of tweede episode nie. Ons maak 'n reeks. Maar ek gaan dit in julle hande los, as julle verder wil hoor, as ons nie klaar kry. Want as ons hier moet klaarmaak, gaan ons die hele nag besig wees. Want dan moet ons gaan like, follow en share op die bediening van die werk. Jolandi sê, dan moet julle ons gaan like, follow en share op die bediening van die weg. Ja. Julle kan tot die bediening van die weg share op julle WhatsApp, op julle status. Is dit nie wonderlik hoe kan ons tegnologie gebruik? Ja, prys die Here. Ons het al soveel followers gekry. Ja, Ja. die Here is groot. Die Here is goed. Amen. Die Here is goed. As ons net harte kan aanraak, as die Gees van die Here ons net kan gebruik om mense se lewens te verryk, geestelik te verryk, dan sal mense beter dink oor hulle lewe. Sal mense beter bestuurders wees oor hulle finansies, oor hulle lewens, oor hulle lewensmaat. Nee, ek wil nie sê lewensmaat nie, oor die man of die vrou. Oor vriende. Oor vriende, oor verhoudings. Hoor mooi. Prys die Here. Die lippe, vers 7, van die wyse strooi kennis uit. Ons het nou daaroor gepraat. 'n wyse mens
se lippe sal altyd kennis oordra. Amen. Kennis, baie belangrik. Kennis van die Here. Maar die hart van die dwaas is nie reg nie. Sommige net so prontuit. Die hart van die dwaas is nie reg nie. Short and sweet. Geen verduideliking. Dis nie reg nie. En weet julle wat? 'n Mens kan voorgee net tot op 'n punt. En jy en ek gaan die vrug op die boom sien. Jy kan 'n masker net so lank dra. Mense, daar's mense daar buitekant wat kinders van die Here genoem word, wat maskers dra. Mense hang hulle lippe aan. Mense is so lief vir hulle. Maar die dag as die maskers afval, kry baie mense seer. En ons gaan rekenskap gee vir hierdie maskers wat ons dra. Kom ons wees nie dwaas nie. Die woord van die Here is duidelik daaroor. Hy sê, is 'n dwaas wat 'n siel laat verlore gaan. Kom ons wees nie dwaas nie. Kom ons wees wys en ons wen siele vir die koninkryk van die Here. Die koninkryk is dit wat in die hemel is, wat hy graag op die aarde wil hê vir my en vir jou. Baie mense dink hulle wil net hemel toe, maar die Here het die koninkryk vir ons gebring. Hoekom dink julle het hy 33,5 jaar op die aarde gewandel? En toe het hy weer vertrek. Maar hy moes 'n prys betaal om hierdie koninkryk te bevestig. Maar ons kan hierdie koninkryk inneem, want ons is nog dwaas. Dis hoekom party mense in gelykenisse gehoor het, en party mense die verborgenheid gekry. Kom ons wees hierdie, wat die verborgenheid van God soek met alles wat in ons hart is. Alles. Verborgenhede van die Here is vir my baie meer belangriker as enigiets anders. Ek kan nie hierdie Bybel lees sonder om nuuskierig te wees nie. Somtyds gaan ek nou na goed toe wat in die 18de eeu kyk, daar 66 boeke in die Bybel. Maar sekere mense het besluit dat sekere boeke uitgehaal moet word. Was julle nog nooit nuuskierig om bietjie daar te gaan loer, daai boeke wat nie in die Bybel is nie? Kan ek gou ietsie sê? Ek dink die mense wat die 66 boeke gevat het en gesê, dit is die Bybel en die ander verwerp het, gaan groot rekenskap gee volgens Openbaring 22. Ek dink daai wat jy het van die stel van 1 tot 4 nie. Nee, hoor mooi. Ek gaan afsluit met hierdie. En ek gaan wag vir julle om te hoor of julle wil tweede episode van hierdie reeks wil verder hoor. Hoor mooi wat sê die woord van die Here in Openbaring 22 vers 18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. Hoor mooi, die profesie van Openbaring gaan oor Jesus Christus. Lees die eerste hoofstuk en julle sal weet waarvan ek praat. Hy is die profesie. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Daar's pla in hierdie boek geskrywe. En hierdie pla gaan op ons kom wat byvoeg. Ons kan nie verander soos ons wil nie. Ons moet die Here vra vir wysheid. En as iemand iets van hierdie woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hoor mooi, sluit broer Johannes hierdie hoofstuk af.
Hy wat dit getuig, hoofletter, hy wat dit getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. So sal dit wees. So sal dit wees. Ek hoop vanaand, dis altyd my hoop, dis altyd my begeerte, is dat dit wat ek bring, werklik 'n verskil sal maak in julle lewe. Amen. Prys die Here. Mag die Here hierdie woord seën in elkeen se hart. Mag die Here werklik elkeen seën vanaand. Ek wil graag met 'n lied afsluit vanaand. En hierdie lied is ook baie na my hart. Baie na my hart. Maar ek wil net gou ietsie sê. Maar my vrou wil eers ietsie sê hier in die agtergrond. Prys die Here. Toe Praat net harder hoor. ja, toe David nou gepraat het van die kennis. Ek dink as ons ek weet as ons die kennis het van die woord, dan weet ons het 'n pad saam met die Here gestap. Elkeen van ons wat kennis het 'n pad saam met die Here, stap 'n pad saam met die Here. Amen. Dit is so ek voel. So elkeen moet in sy, soos ek net die dag gesê het, ons moet in ons eie skoene loop om die kennis van God te leer ken. Amen. Prys die Here. Ek wil net by haar aansluit vanaand. Kennis is nie om die woord uit jou kop uit te ken. Nee. Kennis is dat die woord in jou hart is. Ja, jy het hom geleef, jy leef hom. Jy leef dit. Amen. Amen. Jy wandel in die woord van God. Halleluja. Ja, Die amen. woord word lewendig deur jou lewenswyse. Ja, amen. Jou hele lewenswyse het verander. Wanneer hierdie woord 'n impak in jou lewe maak, dis daai kennis wat ons van dra. Ja, amen. Amen. Prys die Amen, Here. amen. Kom ons sluit af met die lied. En dan sien ons mekaar Sondagoggend. Die Here is my Here, Oh, halleluja. ek kom niks kort nie, groen by velde, daar laat hy my rus, na waters van rus, daar lei hy my heen. Hy verbid my siel en my gees, hy lei my op die regte pad, om sy naam te eer en sy goedheid te wys. Ja, selfs al loop ek in die dal van die doodskade weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my. Sy stok en sy staf, dit vertroos my, hy gee vir my moed in die donkerste uur, hy dek vir my tafel voor my vyande se oor, hy salf my hoof met sy olie, hy lei my op die regte pad, om sy naam te eer en sy goedheid te wys. Ja, selfs al loop ek in die dal van die doodskade weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my.
staan, dag na dag. En in die huis van die Here sal hy bly, vir al my dae, vir altyd en altyd. Hy lei my op die regte pad, om sy naam te eer, Yes, halleluja. en sy goedheid te wys. Ja, selfs al loop ek in die dal van die doodskade weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my. Amen. Amen, prys die Here. Ons sien julle DV Sondagoggend 10:00. Julle sien ons tye het verander. Dis nadat ek gevas en gebid het, soos wat die Here my lei, so doen ek. En as dit moet gebeur dat ek Sondaande ook 'n woord gaan bring, dan doen ons dit so. Maar op die oomblik gaan ek net soos wat die Gees my lei. Sondagoggend 10:00 sal ons live gaan en ons sal dit op WhatsApp opneem. Lief vir elkeen van julle, mag die Here julle seën, mag die Here julle behoed, mag die Here julle bewaar, mag die Here sy aangesig oor julle skyn, julle genadig wees, mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, bid ek nou oor julle in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons God. Halleluja. Amen. Amen. Mooi aand, lekker slaap.